Ek wil graag vandag met u praat oor reëse in ons lewe. En u ken nou die verhaal van Dawid en Goliat en u ken hoe alles gebeur het, maar ek wil net die 2 verse van 1 Samuel 17 uitlig. En dit is vers 45 en vers 46. Hy sê, maar Dawid sê vir die Filistyn, dis terwyl hy nou voor Goliat staan, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar, en ek het vir julle gesê, as daar 'n woordjie waar staan of 'n ander dele aangemeng, maar, ek kom na jou, nie met wapens nie, ek kom na jou in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Hy sê vir hom, ek kom na jou toe, jy het die audacity gehad om die Here uit te daag, daar is daai naam wat ek na jou toe kom. Vandag, hoor hierdie geloofsverklaring van hierdie jongse, die Bybel sê daar, julle het al gelees, hy was so mooi sien, so rooierig hare gaan. Julle het gesien, Dawid was 'n mooi ouetjie gewees, 'n aantreklike jong man gewees, hy so rooierig van velle hare, hy sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewe. Ek meen, dis al 'n geweldige verklaring. Hierdie ou sê, ek kom hier dat ek jou vir die voëls van die hemel voer, en dat ek jou, en hy vertel vir Dawid dat hy met hom gaan doen, en sê, Dawid, jy kan maar kom soos jy wil, maar vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem. Dis 'n mooi manier om te sê, ek gaan jou kop afhak. Dat ek jou hoof van jou wegneem. Die ou vertalings was al so mooi met die ou Afrikaans. Ek gaan dit sy hoof wegneem. En die lijk van die leers van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. Hy sê, wat sê, hoekom gaan ek dit doen? Sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Amen. Sodat, hy sê, hierdie geveg gaan gebeur, nie oor my roem en my eer en jou storie nie. Hierdie gaan oor God, wat jy het gedag. En sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Nou ja, ons vandag, oor die 3000 jaar verder, praat nog steeds oor daai insident. Want ons weet nog steeds die openbaring wat daai dag gebeur het, was dat Israel 'n God het. En ons moet dit steeds vandag erken. Nou ja, elke mens moet op die een of ander tyd in sy lewe reis. Jy kan nie help nie, hy gaan voor jou staan sonder dat jy het verwag. Dis nie noodwendig 'n 9 voet lange kryger soos Goliat. Nou ja, Goliat was so 3 meter. Nou ja, julle sien hierdie deur is so 2 meter. Nou Goliat met 'n meter sak het om hier in te kom. Hy is 'n groot ou gewees. 3 meter lange man, hy is al groot. Ek meen, die joetjies was allemaal so 1,7, 1,8 en daar staan hier 'n 3 meter ou voor hulle. Dis al 'n groot storie, hy was 'n reus gewees. Hy sê, dis nie noodwendig die ou wat voor jou kom staan is 'n groot man nie. 'n boelie wat voor jou kom staan met vleis en bloed nie. Maar reëse wat ons bedreig en ontmoedig en ons bang maak, wat die skrif sê, Israel was bevrees geweest. Hulle was bang geweest. En ons het baie mal goed wat ons bang maak. Soms is dit siekte. Ek weet, partymal stap jy in en jy kry 'n verklaring met die dokter wat jy nie geweet het hoe hanteer ek die ding nie. Dis amper soos 'n doodsuitspraak. En soms is dit finansiële druk, skielik hardloop goed net verkeerd. Jy werk hard en jy doen moeite, maar jou budget wil net nie klop nie. Of verhouding is dit, soms is dit verhoudingsprobleme of eensaamheid. Eensaamheid is soms 'n verskriklike reus wat voor mense staan. Teleurstelling is soms 'n vreeslike reus of sonde en versoekings. Baie mense wil graag die Here dien, maar hulle stoei met hier binnekant begeertes en goeders waarmee wat vir hulle te kwaai is om te oorkom. En dan soms is dit vrese wat jy nie kan oorwin nie. Vir goeders, daar is soms in elkeen van ons se lewe reuse. Reuse is werklikhede. Ek het eendag gehoor sê, nou preek hy,
vir mense so by huis nie, so waar dit ook al was, en dan sê, nee, as ons nou gebid het, dan, en jy het nog pyn, en daar's nog probleme, dan sê, dis die duiwelse leens, jy kan dit nie glo nie. Nou, ek wil vir jou sê, as jy pyn het, het jy pyn. Moenie jouself bluf. As jy 'n probleem het, het jy 'n probleem. As daar siekte is daar siekte. Dis werklikhede. Goliat was nie die verbeelding van Israel. Hy het nie op 'n dag opgestaan, nou het almal 'n nagmerrie en sê, weet jy wat, ek het laas dag gedroom van 'n reus. Hy sê, ek het ook gedroom van 'n reus. En hy was so groot, hy was nie 'n verbeelding nie. Hy was groot, hy was sterk, hy was gevaarlik. Dis werklikhede. Bymal is ons in situasies waar groot goed voor ons staan. Wat ons weet, menslik is ons te swak om dit te hanteer. En weet jy ook, soms is dit 'n gevaarlike situasie. Maar een van die gevaarlike goeders waarmee ons vandag te doen het, is goed dat ons nie kan sien nie. Is virusse, en kieme, en bakterieë, en al sulke goeders. Dis gevaarlike goed, maar dis reuse. Jy kan hom nie sien nie, maar hy is so gevaarlik, maar dis werklikhede. Geloof beteken nie, en dit is belangrik dat ons as gelowiges dit gebore moet hoor. Geloof beteken nie die ontkenning van 'n werklikheid nie. Israel het die reuse gesien. Dawid het hom ook gesien. Die verskil was nie, het Dawid nie die reus gesien nie, of het Israel nie die reus gesien nie. Almal het hom gesien. Die verskil was hoe hulle gekyk het. Almal het reuse. En dit is maklik om te sê, maar hierdie ding is so groot, hierdie ding is so moeilik, hierdie ding is so gevaarlik, hierdie ding is so verskriklik, hierdie ding is onoorkomelijk, hierdie ding, hulle dreig my, hulle gaan dit en dit en dit doen met my. Is hoe kyk jy na die reus gebore in jou lewe? En dan het reuse soms 'n stem. Hy het soms 'n brief, hy het soms 'n probleem. 40 dae lang kom Goliat uit. Nou kan jy dink, hierdie ouens staan teenoor mekaar opgeslaan. Hier is een laar, en dan is daar 'n valletjie, en dan is daar 'n ander laar. En hulle het gekom om te beklei, om te veg, want daar was geweldige probleme oor grense en oor al die goeders. En dan vir 40 dae kom hierdie ou uit. En vir 40 dae is die Jode te bang, Israel is te bang om aan te val. Al het hulle God, al het hulle al die wonders van die Here, al het hulle die profetiese woord gehad, dat die Here vir hulle gaan oorwinning gee, vir 40 dae val die aan nie. En vir 40 dae koggel die Filistyne. Soms ontken ons dat ons reuse het, maar dan is daai reuse stem so duidelik, almal hoor hom, almal sien hom, hy spot en intimideer, en hy saai vrees in ons lewe. Dis verkeerd om te ontken dat hy daar is. Dis daar. Dis werklikhede. Soms kry jy 'n brief. Soms is daar intimidasie so geweldig en so vernederend dat dit 'n reus is. Soms is dit iemand by die werk of waarmee jy te doen het. Vir 40 dae kom hierdie reus, dan spot hy met hulle. Israel was gespot. Israel was bevrees. Die reus, ons reuse praat ook soms, hy sê, jy gaan dit nie maak nie. Dis soms moedeloosheid wat sê, ag man, gee op. Jy kan nie voortgaan nie, dit soms die skuld wat sê, God kan jou nie gebruik nie, want jy is so groot sondaar gewees, of dit, of dit, of dit. En loop jou verlede saam met jou. En jou reus is jou verlede, wat jy net nie kan los of kan oorwin nie. En soms is die teleurstelling so groot, wat jy sê, niks gaan verander nie. Dit kan nie regkom nie. Hoe langer Israel, jy moet mooi luister, hoe langer Israel na Goliat geluister het, hoe kleiner het hulle in hulle self gemaak. Toe hulle aangetree het vir die armie, toe was almal sê, waar gaan ons heen? Nee, het gaan vinnig wees, ons gaan net daai klomp Filistyne gou reg sien. Ek dink die Filistyne daai Gaza uitgekom, Israel was hier bo, en dan sê hulle, wat gaan julle doen? Nee, dit sommer vinnig. En dan 40 dae later het hulle nog niks gedoen. Want hoe meer
Goliat geskree het, hoe kleiner het hulle gevoel. En soms raak ons geloof klein en wat ons kyk na Goliat in ons lewe, na die reëse. Hoe langer ons na ons probleme luister, hoe groter word hulle in ons oë. Ek is diep bewus van die Heilige Gees wat sê vir hulle, ek weet daar's reëse in hulle lewe. Die Heilige Gees sê, God weet van jou reëse. Ek raak eenvoudige goedjies aan. Maar jy moet verhoor oor God se stem is groter as die reëse stem. Al is hy soms sagter in jou gees en gemoed. Al arriveer hy nie met 'n geskreeu en 'n geraas nie. As jy mooi luister, dan praat hy daar wat dit krag gee, wat dit jou optel. Dawid het onthou wat God vir hom gedoen het in die verlede. Hy het die stem van geloof laat praat, bo die stem van vrees. Moenie vir my sê Dawid was nie bang nie. Ek wil vir jou sê, as jy dan so jong laaitjie was, wat nog nie eens kan gaan beklei, ek weet nie of hy 18 was, want hy mag nog nie gaan veg, en sy broers was daar, almal was daar, maar hy mag nog nie gaan veg nie, hy moes maar sy pa se skape oppas, en hy moes na die bokkies gekyk het, en so. Dan roep sy pa om, sê, jong, vat die dokkietjie en het neg of twee, en vat vir jou broers 'n bietjie brood en kaas. Dit is mos wat die Bybel sê. Hy het brood en kaas gevat. Dit was seker lekker kaas geweest. Dit was nou, maar hierdie jongman kom, en dan sê hy, ek weet wat God kan. En hy put, en sy ervaring met die Here, toe hy alleen was, en daar 'n leeu was, en daar 'n beer was. Hy onthou sy oorwinnings, wat God vir hom gedoen het. En dat, wanneer hy na hierdie reus kyk, Dawid het gesien, hy moet opkyk. Met ander woorde, hy was bewus van die feit, dat die reus is groot en gewelddadig, 'n geoefende kryger sê. Hy was 'n geoefende kryger. En Dawid was 'n skaapwagter. Ek bedoel, dit is so 'n teenstelling as wat jy kan kry. Maar wat kom Dawid? Hy laat die stem van geloof praat, bo die stem van sy vrees. En ek wil hê, dis 'n les wat jy vandag moet leer, om jou probleem aan te spreek, met die stem van die sekere wete, dat jy weet, dat God dit kan doen, en vir jou oplossing kan gee. Pastoor P.D. Leroux het altyd vir ons jong pastore daar in die Wes-Transvaal vroeër jare gesê, hy sê, glo wat jy glo. Nou sê ons vir hom, wat beteken dit? Hy sê, glo wat jy glo. Baie van julle glo goed, maar julle glo nie. Dan sê ons vir hom nou verduidelik 'n bietjie. Hy sê, as ek vanmôre vir julle vra, glo julle dat die Here kan gesond maak? Dan sê almal, ja, ons glo. As jy siek is, dan bid jy nie vir jouself. En jy kyk gou, wat sê WhatsApp, AI, of wie ook al, oor hierdie probleem. En wat moet ek doen? En jy glo nie wat jy glo nie. Jy glo nie wat jy glo nie. As jy sê, as jy glo die Here kan jou verlos, en dan sê ons nou maar, so daar een keer vir my gesê, hy kom sien my, hy sê, ag pastoor, bid vir my, ek wil graag verlos raak van die rook. En dan bid ek ernstig, want hy so stryd, die ander man, hy so diep verslaaf, en hy sukkel om die ding ontslaaf te raak. En so 'n paar dae later sien ek hom, nou sien ek hy rook weer, ek sê, o broer, ek dog jy het dit gelos, jy het my gesê, jy het oorwinning. Hy sê, ja, ek weet nie hoekom die Here dit weer toegelaat. Ja, as ek dan die Bybel skuld sê, gek wat die Here die skuld sê. Maar is nie my skuld nie. Ek wil vir jou sê, glo wat jy glo, as jy glo die Here is jou verlossing, gryp jou verlossing. Spreek jou verlossing oor jou saak. Spreek jou reus aan wat jou bid, en praat teen hom, en sê, ek glo dat die Here is die God van die leerskare, wat oorwinning gee. Die verskil lê nie in die grootte van die reus nie, maar in die grootte van jou God. Dis nie hoe groot is hierdie reus nie.
Ek weet die Bybel sê waar ons groot was, Goliat, 9 voet, 3 meter groot. Hy sê, die hele leer het na Goliat gekyk, maar Dawid het verby Goliat na God gekyk. Die soldaat het gesê, hy is te groot om te verslaan. Dawid gesê, man, hoe kan ek hom mis? Ek weet, sy taak was goed, ek was een keer daar in Israel. Toe is daar by die plek waar die goed gebeur het. Toe roep hulle so, jong Arabiertjie wat nou, hy vermaak die toeriste. Wat kom, dat hy daar ver is 'n ding op 'n pad. Dat hy daai slingervelletjie van hom na vat ons. As hy daai klippie los, dan trek hy soos 'n geweerskoel en dan slaat hy die ding daar op die paal raak. Jy kan nie glo hoe goed daai ouens met daai slingervelletjie, 2 touwtjies in 'n ou velletjie, maar daai klippie trek dit is goed. Ek was verstom oor die geweld waarmee daai jong man kan gooi. Dit was vir my treffend, want ons dink nou maar, hoe Dawid het reg gekry. Dit moes die Here gewees, nee, Dawid was geoefen. En weet jy wat, hy het geweet om te gooi. Hy het geweet om te gooi, hy het geweet om te min. Dawid het geweet, God is groter as die reus. Die Here sal hom bystaan. Wanneer ons net na die probleem kyk, word ons moedeloos. Wanneer ons na God kyk, kry ons moed. As jy so stoei met 'n probleem, en jy voel, jy kan nie slaap nie, jy raak onrustig, die gedagtes maal. Al wat jy doen, jy begin met God praat. Ek wil vir jou sê, sit maar die Bybel aan, laat iemand of jou lees, as die vinnigste slaappil wat jy kan kry. En wat as die woord jou begin rustig raak, ontspan jy net te slaap jy terwyl die woord nie langs jou praat. As jy nie weet hoe om jy te kry vir daai woord wat praat nie, ek sal vir jou wys. Laat die ouens maar net die woord hierso praat. Hy sê, Psalm 121, kom Dawid dan sê hy, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? As hy na die berge kyk, dan sien hy die berg is baie groot. Maar dan kyk hy verby die berg en sê, my hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En nou wil ek eintlik vandag Psalm 122 gaan lees, as ek slaan my oë op na die hemel. Vers 121 sê, ek sien nog die berge raak, maar dan kyk ek verby die berge, en dan die volgende en sê, ek kyk direk na die Here. Hy het geoefen geraak om na God te kyk. Dit is so belangrik. Die grootste reus is dikwels nie buite ons nie, maar binne in ons. Voordat Dawid teen Goliat gestaan het, moes hy ander dinge oorwin het. Een van die dinge wat hy moes oorwin, was sy broer Eliab, wat hom gekritiseer het. Julle het van Eliab gelees, ne? Eliab kritiseer hom en sê, wat maak jy? Wat praat jy so? En kyk Dawid, en spyt oulik op jou antwoord, kyk nie wat Dawid vir julle. Hy sê, wat het ek nou gedoen? So typies, wat het ek nou gedoen? Het ek iets verkeerd gedoen? Ek vra maar nie. Dit is wat Dawid sê. Dit is my so koslik, die gesinsstorie daar. Maar weet julle wat? Soms is die familie ons probleem. Die ongeloof van familie wat saam met jou in die stryd staan, is partymal jou probleem. Ek kan onthou, toe ek vir my familie sê, ek is geroep, ek gaan vir die Here werk, ek gaan Bybelskool toe en so. Toe baie ouens op die, en jy seker gemaak, wat het die Here gesê? Verduidelik my, ek kan nie verduidelik, ek het net geweet ek is geroep. En ek het net geweet die Here het sy hand op my geleg, ek het net geweet ek moet beweeg. En my broer kyk so na my, en ek dink ek het dit een keer na die huis nog genoem vir mense. Een dag, toe sê hy vir my, wat wil jy? Jy het genoeg intellek. Hy sê, jy kan 'n groot sakeman word. Daar's nie geld in die bediening nie. Hy sê, al die pastore sukkel. Ek sê, nee, want ek sal nie sukkel. Hy sê, maar daar, die Here stuur nie net kraaie nie. Ek sê, nee, ek weet, hy stuur ouens soos jy. En jy het my nie gegee, hoe ek gebid het, en ons in die dood was. En ek het donderdag aan begin bid en sê, Here, ek weet nie meer, want daai tyd was Magda ou babietjie.
Ek weet ek het daar by die huis nog die storie vertel, maar baie van julle het dit nie gehoor nie. En Magda was so babietjie nou die donderdag gaan bid ek, want ek weet daai tyd, as ons altyd eers die baba kos gekoop het, want ons net genoeg geld, niemand mag geweet het daar's 'n probleem nie. Want vir die gemeente moes ek nou 'n pillar van getuienis wees. Ek was 'n voorbeeld van getuienis wees, maar vir die familie is daar nou hierdie situasie, ek moet daar vir hulle kos opgee, my gesin moet nie honger ly nie. Dan koop ons 'n potmins, en dan maak my vrou so met stukkies aardappel en goed wat sy inwerk, maak sy 17 meatballs. My skoondogter praat van mystery balls. Maar sit sy ouds in en wat ook al, en dan maak sy die meatballs, dat ons hom nog getel so vir die week. So een vir haar, een vir my, of twee vir my, en so het ons nou deur die week gegaan met die 17. Nou weet ek, maandag is ons laaste meatballs al, frikadelle, né? En nou bid ek Vrydag aan bid ek, want ek weet wat kom. Ek weet wat kom, ek sê vir my vrou ons glo. Die babas en kos ons glo, die Here sal voorsien. En Vrydag aan bid ek sê Here, sal U voorsien. En Saterdag aan bid ek. En Sondag aan bid ek, want môre is dit die laaste kos op die tafel. Ek weet dit. En nou dek my vrou die tafel en sy skep die laaste op, bietjie rys en 'n stukkie aardappel en 2 meatballs en een vir haar. En net ons wil begin eet, toe lê die voordeurklok. En hier staan my broer en sy vrou. Ek sê, kom in, het julle al geëet? Ek weet, is nou op eerste. Hy sê, nie, ons is hastig. Ek sê, nou, wat maak julle? Ek sê, wil nie sit nie, sê ons is hastig. Ek sê, nou, hoe kom julle? Hy sê, weet jy, van donderdag aand af kan ons nie slaap. Hy sê, die Here sê ons na jou toe kom, maar ons sê, Here, maar hy leef van geloof, hy sê oorwinning. Hy sê, maar weet jy, vat net hierdie check, laat ons kan slaap asseblief. Ek sê vir hom, onthou jy die kraaie? Broer en suster, moenie dat familie met die feite, julle op het feite gaan. Moenie dat familie met hulle feite jou geloof steel. Saul het na hierdie seentjie gekyk en sê, nou, hy is 'n oefende vegter, hier is my klere. Soms is dit die owerheid wat vir jou sê, jy gaan dit nie maak. Hulle wil jou so klop goed op jou sit. Ek meen, partymal is dit so erg. Dit is soms rof. Ek kan onthou, een keer het ek vakansieplekkie bespreek en ek het betaal, maar nou moet ons vakansie hou, dus ook maar niets. Maar ons gaan in die geloof rek, na petrol. En ons daar die plekkie toe wat ek betaal het. En ek wonder wat gaan gebeur, nou het ek 'n boekhouer gehad wat ons goeders gedoen het, my gehelp het met die teks. En julle weet, kind van die Here moet nie belasting ontdek. Moet nie dit doen. Die Here gebruik partymal die teks om jou te seën, sonder dat jy dit verwag. En ek dog toe, ek kry 'n oproep, daai tyd was dit nog nie selfone en sulke goeders nie. Ek kry 'n boodskap dat meneer so en so gebel, ek dog, wel, ons is reeds op 'n laagtepunt, en nou moet hy nog belasting het nou teruggekom, daar is seker groot probleme. Hy sê vir my pastoor, ek het vir jou lief, ek sê, hoeveel moet ek betaal? Hy sê, nee, dit vreemde ding gebeur, nie 'n groot check vir jou gekom. Wat is jou banknommer? En hy betaal vir my daar 'n groot check, maar die belasting, ons net skielik besluit het, hulle het gaan review op my belasting, en toe so 'n paar jaar terug sy backtax gedoen, en sommer vir my teruggegee. Broer en suster, moenie laat die owerheid jou bang maak. Doen die regte ding met die owerheid, en jy sal reg wees. Moenie laat die las van die owerheid jou afskrik. Belasting is alright, al die goed is alright. Moenie laat jy sê, maar dit, is al die goed is alright. En dan, die soldate, die gemeenskap rondom jou, partymal verstaan hulle nie jou stryd nie. Hulle verstaan nie jou geloof nie. Jou gemeenskap, jy vra nie eers nie, hy sê sommer vir jou, hoe verkeerd is jy? Jy weet, party ons het sommer dadelik 'n opinie. Hulle weet nie eens waar is jy of wat gaan nie, maar net soos die klop soldate het dadelik 'n opinie oor Dawid gaan. Hulle het nie Dawid se pad met God geken. Jou bure en jou vriende en die ou by jou werk,
ken nie jou pad met God. Dawid het 'n ander pad gestap as die gemeenskap. Hy het met God 'n pad gestap van oorwinning en van vernuwing. Daarom is dit belangrik dat ons besef, die grootste reus binnekant met ons oorwin. Sekerlik moes hy ook sy eie vrese hanteer. Dikwels is die grootste reus nie voor ons nie, maar binne ons. Soms is dit twyfel, soms bitterheid, soms onvergewingsgesindheid. Is een van die grootste reuse wat mense laat struikel. Ja, pastoor, ek kan vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Vergifnis is 'n belofte om alles in jou vermoë te doen om die ding te vergeet. Want dis wat God doen as hy ons vergeef. Ek wil dit weer sê. Vergifnis is 'n belofte om jou moeite dit wat met jou gebeur te vergeet. Jy stel dit af en jy stel dit uit. Nou ja, soms is die reuse val wanneer ons 'n geloof voor te beweeg. Dawid het nie gewag tot hy nie meer vrees het nie. Hy het opgetree in geloof. Mense wag soms vir die perfekte oomblik. Hulle wag tot alles reg voel. Hulle wag tot elke vraag beantwoord is. Jy gaan nie altyd alles weet nie. Jy gaan nie altyd alles weet nie. Hulle wag tot al die onsekerheid weg is. Geloof beteken om vorentoe te beweeg, omdat God saam met jou is. Die Here het die Rooi See opgemaak vir Israel, maar hy het nie dit voor hulle gewees nie. Hulle moes eers hulle voete in die water sit, toe dit doen, toe gaan die Rooi See oop. Hy het die Jordaan gekloof, maar hulle moes eers beweeg en hulle voete in die Jordaan sit, toe hulle dit doen, toe gaan die Jordaan oop. So is dit belangrik dat jy sal weet, die mure van Jericho het nie geval, toe hulle daar arriveer, toe val die mure en die Here gee hulle oorwinning nie. Nee, hulle moes eers begin loop soos die Here sê. Broer en suster, is belangrik dat jy sal begin beweeg, wanneer jy die geloof het, dat God vir jou die reus gaan verslaan. Dawid het eers gesien, wat niemand anders gesien het nie. Israel het gesê, hierdie man is te groot. Dawid het gesê, hierdie man het geen verbond met God nie. Almal het na Goliat se grootte gekyk. Dawid het na God se verbond gekyk en gesê, julle is my volk, julle is my kinders. Kyk vanmôre na God, die feit dat hy sê, hy is jou vader. Dawid het gekyk en God vasgegryp. Ons hoop lê nie in ons vermoëns nie. Ek wil dit weer sê. Die feit dat ek op hierdie kant sal staan vanmôre is nie omdat ek die vermoë het. Weet julle hoeveel ouens het wel vertel jy is te oud? Dis nie my vermoë nie. Is wat sê God kan jy doen? Amen. En wat sê God gaan hy deur jou doen? Ons hoop lê in die feit dat ons aan God behoort. Dit is so belangrik. Vir ander lyk dit vir jou onmoontlik. Maar vir die Here is alle dinge moontlik, sê die skrif. Elke oorwinning bring eer aan God. Dawid se doel was nie om beroemd te word nie. Hy het gesê, sodat die hele wêreld kan weet dat daar 'n God in Israel is. Sodat die hele wêreld kan weet dat daar 'n God in Israel is. God gee oorwinning sodat mense hom kan verheerlik. Wanneer ons deur moeilike tye dra, wys hy sy grootheid. Wanneer hy ons help om ons reuse te oorwin, wys hy sy getrouheid aan sy beloftes vir ons. God gebruik soms die reuse om Dawid in ons na vore te bring. In jou is daar 'n Dawid. Jy voel daar kyk so 'n jong seentjie klein en jy weet nie hoe gaan jy optree nie. Maar God bring soms 'n reus dat jy kan weet jy's 'n Dawid. Jy kan oorwin. Jy kan die reus verslaan. Die uitdagings wat die volk laat terugdeins het die geleentheid geword. Luister mooi, ek sê dit vir u, wat ek hier geskryf het is baie belangrik. Die uitdaging wat die volk laat terugdeins het die geleentheid geword, waardeur God sy plan met Dawid openbaar. Niemand sou van Dawid geweet het, as daar nie Goliat was, want hy was sommer 'n seentjie. Selfs sy pa het nie gedink, hy sê, toe die profeet by Isaia se huis kom om die koning te salf,
Toe sy pa nie eens vir Dawid geroep het, sy ander seuns geroep. Selfs sy pa het nie veel van hom gedink nie. Maar God het geweet wie Dawid is. En hy het geweet dat hy 'n reus op Dawid se pad moet sit, dat die volk moet weet wie Dawid is. En soms het jy 'n probleem en 'n groot stryd, dat ander kan sien hoe jy dit hanteer, hoe jy oorwinning in die hand van die Here ontvang, hoe jy 'n probleem oorwin, sodat God se woord kan bevestig word wat jy vir hulle vertel het van. Soms bid ons, Here, neem die reus weg, maar soms sê God, ek gaan die reus gebruik om jou geloof te versterk, jou karakter te vorm en jou vertroue in my te verdiep. Ek sê dit weer, soms sê ons, Here, van die reus weg, dan sê die Here, ek gaan die reus gebruik om jou geloof te versterk, jou karakter te vorm en jou vertroue in my te verdiep. Soms moet ons 'n reus kan verslaan, dat ons weet wat God met ons lewe wil doen. Wat vandag soos 'n groot struikelblok lyk, kan môre die getuienis wees van God se groot genade. Kyk na God, nie na jou reuse voor jou gebore nie. Ek dink aan die 12 verspieders daar in Numeri 13, toe hulle daar in Kana die beloofde land aankom, toe sien 10 van hulle sien die reuse daar in Numeri 13, en die ander twee, Caleb en Joshua, het ook reuse gesien, maar hulle het ook God gesien. Hulle het God gesien. Die 10 het gesê, ons kan nooit ingaan nie, ons lyk so springkaan in hulle oë. Hulle het daar die springkaan syndroom gehad. Hulle was heeltyd pateties en hopeloos, ons kan nie, hierdie reuse is te groot. Caleb en Joshua het gesê, God is groot. Hy gaan hulle in ons hand gee. Die verskil was waar het Caleb en Joshua gefokus en waar die 10 verspieders gefokus wat saam met hulle was. Almal van hulle was diensknegte van die volk wat die Here uitgestuur het om te gaan kyk hoe lyk die nuwe land. 10 het gesê dis onmoontlik. 2 het gesê God het vir ons 'n land gegee wat hy beloof het. Baie mense se reuse leef steeds in die skaduwees van gister. Hulle mislukkings, hulle seer kry en 'n ou vrees, ek het vir julle gesê ons moet nie omkykers wees nie. Ons moet vooruitkykers wees. Hou op kyk na gister. Die vraag is nie hoe groot is jou reus nie. Die vraag is verhoor hoe groot is jou God. Want wanneer God groter word in ons oë, begin die reuse kleiner word. En daarom kan ons saam met Paulus verklaar in Romeine 8 vers 31. Romeine 8 vers 31 sê, en ek wil hê dit sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sê dit saam met my. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja. As God vir jou is, as jy weet jy is 'n God se raadsplan, as jy weet die reus hier voor jou, is God se geleentheid tot jou getuienis. Soms is jou siekte, soms is jou ouderdom, soms is jou tekorte, soms is wat ook al, die geleentheid wat God wil gebruik, om jou reuse te verslaan en jou groot getuienis te gee. Daar's geen reus in jou lewe groter, as wat die God is, wat saam met jou stap nie. Goliat het die klip gesien kom, God het die oorwinning gesien wat hy beplan het. Die volk het die onmoontlike situasie gesien. Dawid het die geleentheid gesien wat God vir hom gegee het. Verhoor is jou reuse nie 'n probleem nie. Dis jou geleentheid om God te vertrou vir 'n nuwe en 'n vars getuienis. Baie keer kyk ons na ons reuse en sien net die probleem. God kyk na dieselfde situasie en sien die geleentheid om sy krag en trou en genade te openbaar. 1 Samuel 17 vers 47 sluit af met hierdie woorde. Die stryd behoort aan die Here. Amen. Jou stryd vanmôre behoort aan die Here. Jy kom na my toe met hierdie probleem, hierdie siekte, hierdie stryd, hierdie intimidasie, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die heerskare. Soms moet jy besef, die stryd is nie joune nie. Die stryd behoort aan die Here. Gryp vanmôre jou geleentheid tot oorwinning vas. Kom ons buig ons hoofde en aanbid. Liefdevolle Heer en Hemelvader, hierdie week het ek besef daar's mense wat met reuse stoei. Hulle kyk na die reuse en hulle sien die probleem.
Hulle sien die onmoontlikheid van die situasie. Hulle sien daar's nie uitkomste nie. Hulle sien daar's nie antwoorde nie. Hulle sien daar's nie oplossings nie. Hulle weet nie hoe gaan dit gebeur, waarheen gaan ons en hoe gaan dit uitkomste kom nie, maar ons weet verhoore wil ons stil word. En sê die stryd behoort aan die Here. Here, hierdie stryd wat U vermoor in elke lewe het, is U geleentheid om die Dawid in ons, die geloofsdaad in ons, na vore te bring en ons oorwinnaars te maak. En U sê, Christus is ons meer as oorwinnaars. Want as God van ons is, wie kan teen ons wees? Here, ek bid dat elke man en vrou vermoere in die geestelike, emosionele en heerlike oorwinning sal lewe wat Jesus openbaar. Dis my gebed op Jesus, wil ek dankie daarvoor. Amen.